Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, vandag is dit die 20ste Januarie, die jaar 2026, lieflike dag deur Abba geskenk vir ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, vanoggend se woord, God se nuwe verbond. Elke verbond van God kan as volg opgesom word. Ek sal julle sin lees en julle sal myne wees. Mooi, duidelik, netjies en eenvoudig, teoreties gesproke althans, maar God se volk wou niks daarvan weet nie. Maar ewen ons ook vandag. Hulle wou eenvoudig net nie afsien van hulle selfsug, hulle wederstrewigheid, hulle afgoderry en hulle sonde nie. Dit was nie asof die wet ingewikkeld was nie. Adam en Eva het een reël gehad om te onderhou en hulle kon dit nie eers doen nie, hulle was ongehoorsaam daaraan. Die probleem was dat God se volk ook toegegee het aan sonde. Hulle het nie hulle gedagtes en hulle wil aan God se verbond onderwerp nie. Dit is waar God se opregte deernis en onbeskryflike genade ter sprake kom. Hy kon eenvoudig sy rug op hulle gedraai het en ook op ons. Maar hy het hulle nie nodig nie. Hy het hulle ook oor genoeg kansse gegee. Hoeveel kans het ons nie al gekry nie? Hulle het nie bloot 'n misstap begaan nie. Hulle was doelbewus, wederstrewig en het willens en wetens gekies om ongehoorsaam te wees. God kon sy verliese afgeskryf het, hy kon van vooraf begin het met 'n nuwe volk, of hy kon besluit het om finaal sy rug op die mensdom te draai, maar hy het nie. In plaas daarvan het hy die volgende stap in sy plan in werking gestel, hy het 'n nuwe verbond geskep. God se nuwe verbond wat geheel en al op liefde gebaseer was, sou anders te wees as al die ander. In plaas daarvan om van sy kinders te verwag, om aan sy onmoontlike standaarde te voldoen, sou hy iemand stuur wat kon. En daardie iemand was hy self. Kom ons lees Hebreërs 9 vers 15 tot 21 en dan Hebreërs 10 vers 14 tot 18. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het, vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as wat die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy dit die bloed van kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop gemeng en die boek self en die hele volk besprinkel. En gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. Dan Hebreërs 10 vers 14 tot 18. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wet geheilig geword. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit. Na die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Halleluja, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir 'n nuwe verbond. Here, dankie dat ons na U toe kan kom op 'n daaglikse basis en vir U sê, Here, hier is ek, deursoek my hart en deursoek my niere, Here, kyk of daar 'n weg by my is van smarte, kyk of daar dinge is wat ek doen, wat U nie welgevallig is nie, Here, en kom maak my patent daarop, sodat ek kan sê, Here, vergewe my. Here, kom was my opnuut skoon, sodat ek hierdie sondes kan aflê, en sodat ek rein en skoon voor U kan staan. Here, baie dankie dat U vir ons 'n offer was, sodat ons met ons lippe nou 'n offer vir U kan wees, om te vra, vergewe ons, kom was ons skoon. Here, aan U alleen kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Halleluja, amen.